Is hy so gebore of is hy so gemaak? Nou hierdie video pas aan by die vorige video wat ek gemaak het om teen die gevaar te waarsku oor hoe om nie kinders te laat wegkom met slegte gedrag nie. Want as jy nie grense trek nie en as jy nie jou kind kan leer wat reg en verkeerd is nie op die regte manier nie, maak jy sonder om dit te besef 'n monster uit jou kind uit. Nou goed, ek wil nou graag praat oor 'n ware ding wat redelik onlangs in Amerika gebeur het. En om net gevaartekens te sien. Moet ons jammer kry vir hierdie kind omdat hy sy ma doodgemaak het? Of moet ons gaan kyk in watter omstandigheid hy groot geword het? Hierdie kind wat ek nou vir julle van oor gaan wys, kom nie uit 'n familie uit wat 'n geskiedenis van violence of slegte behandeling of een of ander mental illness het nie. Hy is gebore as 'n normale, gelukkige klein seentjie. Maar wat daarvan af gebeur het, is natuurlik wat ek gaan vir jou verduidelik. Hoe is hierdie kind se kop aan mekaar gesit en wat het verkeerd gegaan? Het jy al 'n kind gesien wat so lyk? Het jy al hierdie uitdrukking op jou kind se gesig gesien? Nou ja, toe, as jy dit sien, dan moet jy nou iets doen. Die vraag is wat en hoe. Want wat doen die meeste mense? Hulle raak die moer in. Hulle dink nie wat die fout is nie, hulle kyk nie na hulle self nie, hulle projekteer al daai goed op hulle kinders. Hulle is moeg gewerk, die kind doen swak op skool, dit is 'n hele klomp goed wat op mekaar bou en op die einde van die dag vloek jy die kind, jy skop die hond, jy beklei met jou vrou, jy klap die deur en jy gaan lê op jou foon. So ja, dan sit jy nou met iets soos hierdie. Onthou, jou kinders is baie belangriker as jou foon of as jou werk of as enigiets. Jou kind is die grootste werk wat jou sukses in die wêreld sekerlik wys. Nou moet ek daarby sê, kinders is 'n spieelbeeld, julle moet nou mooi luister, kinders is 'n spieelbeeld van wat binne in jou huis gebeur. So jy het 'n wandelende advertensie van wat binne jou huis aangaan, deur wat jou kind buite kan doen. Monkey see, monkey do. Wanneer jou kind 99% van die tyd iets buitekant die huis doen, aggressief is, wat ook al, kan ons maar 'n bietjie nader ondersoek gaan instel om te kyk hoe jy eintlik is. En baie min mense wil dit erken, maar ek dink 'n mens moet 'n bietjie fyner kyk. Goed. As jy nou 'n kind wil hê wat vir jou moeilikheid veroorsaak, dan moet jy nou 'n omgewing skep wat goeie teelaarde is. Vertrou maar vir daai kind. Een van die goed is 'n onstabiele huisomgewing. As 'n kind groot word in 'n huis waar dinge nooit rustig is nie, waar daar aan mekaar beklei word, goed rondgegooi word, op mekaar geskree word, of onvoorspelbare goed gebeur, voel hy nooit veilig nie. Hy hardloop op dubbeltjies rond. Sy kop, hierdie kind wat ons hier sien, sy kop het nog nooit rus gekry nie. Hy het nog nooit rustigheid by die huis gehad nie, hy het nog nooit veilig gevoel daar nie. En dit maak dit moeilik vir 'n kind om reg van verkeerd te skei. En om enige emosie normaal te hanteer. Kan jy sien in hierdie deel van die video, is dit nie hartverskeurend om te sien hoe deur mekaar hierdie kind is nie. Hy het nog nooit geleer om sy emosies reg te hanteer nie, want by sy ouerhuis kon sy ouers nie hulle eie emosies reg hanteer nie. As die ouers goed rondgooi, vloek, mense afbreekend oor hulle praat, dan dink die kind is normaal. Hy weet diep iewers is dit nie reg nie, maar hy weet nie hoe om met woede, hartseer of teleurstelling te werk nie. En later hanteer hy dit op 'n slegte manier. Want onthou, as 'n kind nie gehoor word nie, word hy gefrustreerd. As hy gefrustreerd word, word hy kwaad. Die volgende stap is violence. Hy raak aggressief. Dit is hoekom dit so belangrik is dat ouers moet leer hoe om met woede en teleurstelling te werk.
Dit is belangrik. En op die einde van die dag, dit maak nie saak hoe harde kwas en hoe aggressief, hoe selfvoldaan, hoe irriterend hulle is nie, dit eindig op soos hierdie. A small broken child op die ouderdom van 17, 18. Dit is eintlik wie hulle is. Wat hulle opsit is 'n front. Want as 'n kind aanhou verneder of afgeskeep word, voel niemand luister na hom nie. Bou dit oor 'n tyd op. Dit is nie woede nie, dit is pyn. En as niemand hom kom help nie, as niemand luister nie, en as niemand hom die pad wys hoe om daarmee te deel nie, gaan die bom bars op 'n stadium. Ek sê nie hy gaan iemand doodmaak nie. Hy gaan dalk die kar crash, hy gaan dalk dronk raak, hy gaan dalk dagga begin rook, hy gaan dalk tik gebruik, hy gaan dalk sy girlfriend slaan. Maar dit is ook nie te sê dat elke kind wat in 'n slegte huis groot word, gewelddadig gaan wees nie. Onthou, daar is so 'n ding soos genetika ook. Dit is nie te sê dat almal impulsief is of onsimpatiek is nie. Dit hang maar baie van 'n persoonlikheid ook af. As kinders meer aggressief is en sommige meer simpatiek is, ja, dis hulle persoonlikheid. Party sê dis 'n goeie kind en party kinders sê hierdie kind is net harde gat. So, as niemand in die familie van tevore antisosiaal was nie en die kind as 'n klein seentjie normaal was, dan het sy omgewing hom so gemaak. Want 'n kind word nie sleg gebore nie. Nou moet ons ook kyk na fetal alcohol syndroom en al daai goed wanneer mense drugs gebruik wanneer hulle pregnant is. Ja, daar moet ons nou baie versigtig begin loop. Dit is 'n ander ding. So, die waarskuwing aan ouers wat ek net wil gee, is maak seker dat in jou huis julle na julle kinders se gevoelens omsien. Maak seker dat hulle leer om hulle emosies reg te hanteer. En weet jy wat, jy moet die voorbeeld wees. Anders kry hulle 'n skewe idee van hoe die wêreld werk. Hulle dink jy kan die wêreld reg slaan. Hulle moet leer hoe om ander mense reg te hanteer, om te weet hoe hulle oor hulle self voel, om te weet hoe ander mense voel. Want anders, as jy nie hierdie goed vroeg regmaak nie, kry jy rebellie, selfvernietigende gedrag en geweld. Selfvernietigende gedrag, wat is dit? Om te gaan dronk raak, kar te stamp, meisies sny hulle self, selfbesering, al daai tipe goed. So, in die volgende videoetjie gaan ek 3 praktiese, kom ons doen dit sommer gou nou. 3 praktiese wenke. Maak dit maklik vir jou kind om met jou te praat. Tieners praat nie maklik nie. As jy nooit met hulle praat oor hoe hulle voel nie, waarvoor hulle bang is, wat hulle pla nie, voel hulle alleen. Jou huis moet 'n plek wees waar hulle veilig kan wees en waar hulle kan sê wat in hulle hart aangaan, sonder dat jy hulle uitkak of oordeel. Leer hulle om hulle emosies reg te hanteer deur jou voorbeeld aan hulle. Kinders doen wat hulle by jou sien, van kleins af. As jy kwaad word en skree, gaan hulle ook so wees. Not if my dad's screaming that in my face, no. Okay. Get me out of here. What do you mean? Damn. Moenie dink as jou kind vir jou terugskree hy's ongeskik nie, jy skree dan vir hom. Dit is al wat hy ken. As jy kalm bly en dinge mooi hanteer, leer hulle dit ook. As jy self 'n fout maak, sê jammer vir jou kind. Dit wys hom hoe dit is en hoe groot mense optree. Gee grense, maar wees sag. Ek sê nie, as kinders die reëls breek, moet jy dit nie nakom nie. Tieners het reëls nodig. Dit laat hulle veilig voel. Maar, wanneer jy 'n reël maak, sê hoekom jy die reël maak, en dissiplineer hulle met liefde, nie met woede nie. Die doel van straf is om hulle te leer, nie om te wys jy is sterker as hulle en jy sal hulle reg slaan nie. Daai situasie werk nie meer in vandag se wêreld nie en ons moet versigtig wees wat ons doen. Terug by die monster. Sy is so gebore, het jy hom so gemaak. Does the chickens come home to roost? En kry jy 'n immediate return op jou slegte gedrag se investment wat jy in jou kind insit. Dis al vir vandag. Ek is baie ernstig oor hierdie goed, want ek raak kwaad as ek sien wat om my gebeur, hoekom kinders stout is, en hoe die mees aggressiewe kinders in my kantoor hier
Die makste lammetjies is met die kleinste hartjies en op die ouderdom van 18 is hulle maar nog net kinders wat probeer groot lyk. Alright, totsiens.